So wanneer dit kom by jou shortcut, dan hou jy maar net by jou reëls wat ek vir jou geleer het, om te sê, jy raak ontslaaf van jou wortels, hakkies en jou breuke. Alright, so die van julle wat vergeet het hoe dit werk, om ontslaaf te raak van 'n wortel, al wat jy gaan doen, as hier byvoorbeeld 'n x is, en ek sê vir jou daar is 'n 3, en hierso is 'n x tot die mag 5, dan al wat jy gaan doen om uit jou worteltjie uit te haal, dan gaan sê jy 'n 5 bo op 3. So dit gee vir my x tot die mag 5 op 3, en dan is hy uit sy wortel uit. Ok, hakies is eenvoudig, dit maal maar net met mekaar uit, en dan my breuke, ons hou nogal daarvan, 'n paar goedjies om te onthou, sê nou maar hulle gee ietsie vir my soos x kwadraat op x tot die mag 5. Dan is dit eintlik eenvoudig. Natuurlik kan jy jou 5 boontoe vat en dan word dit nou x tot die mag minus 5, maar dit is net baie confusing om dit te doen. So wat ek eerder sal aanbeveel is om te onthou van jou graad 9 eksponente, om te gaan sê, dan sê jy mos nou, omdat my grondtalle dieselfde is, dan kan ek gaan sê 2 minus 5, so dan gee dit vir my 'n x tot die mag minus 3, en dan is dit sommer al klaar bo die lyn. So ek hou daarvan om dit so te doen. Alright. Een dingetjie om nog te onthou, as ek byvoorbeeld sê 1 bo op 'n x tot die mag 2, wanneer jy 'n eksponent boontoe vat, dan verander die eksponent se teken, so dan word dit x tot die mag minus 2. En dan die laaste ding wat ek van hou om te doen, as hy vir my gaan sê byvoorbeeld 5 op 2x tot die mag 3, ok, so as hulle vir my gesê het, bereken sy nou maar dy dx, dan beteken dit die x mag nie deel wees van 'n wortel, 'n hakkie of 'n breuk nie. In ieder geval is hy nou deel van 'n breuk. So al wat jy gaan doen, is jy gaan vat hom boontoe. So wat ek van hou is om te sê, as my xie dan aan die onderkant is, so as hy onder is, vat hom boontoe, en as hy boontoe is, dan vat jy hom regs. So al wat daai vir my sê, moenie die 2 vat nie, my 2, as daar staan nie dy2 nie. As daar staan dydx, dan beteken dit net die x mag nie deel wees nie. So my 5 op 2 chill nog steeds net daar uit, en dan vat jy jou x boontoe, dan word hy 'n x tot die mag minus 3, en dan as hy bo is, dan vat jy hom net regs, dan sê dit vir my 5 op 2, en dan 'n x tot die mag minus 3, so dat wanneer jy gaan aflei, laat hierdie minus 3 gaan maal met die 5 op 2. Alright. Sorry, dan nou, die jou laaste ding wat ek vir jou gaan wys is, as dit ietsie is, sê nou maar op p tot die mag 4, sê nou maar dit is nou 'n klomp getalletjie, soos p kwadraat plus 3 wortel p plus 9. Ietsie soos daai, dan wanneer hulle almal net op een noemertjie staan, al wat jy gaan doen is jy gaan breek hom op. Daar is so 'n voorbeeld 'n bietjie later in hierdie video. Right, so al wat jy dan doen is p kwadraat bo op p tot die mag 4 plus 3 wortel p bo op 'n p tot die mag 4 plus 9 bo op 'n p tot die mag 4. Alright, en dan gaan ons hom verder vereenvoudig, maar dit is waar die video gaan. Alright, so kom ons kyk gou. Eerste vraagie sê hulle vir my, alright, hulle was daarom nice, dis net verskillende maniere wat hulle vir my vra om my afgeleide te bereken, as hulle ietsie gee soos dx. So in hierdie geval, solank as wat jy hom nog verander, dan kan jy nog nie gaan skryf is gelyk aan nie. So jy skryf hom nou nog net mooi. Oor daar staan dx, beteken dit my x mag nie deel wees van 'n wortel, 'n hakkie of 'n breuk nie. In hierdie geval is hy 'n deel van 'n breuk en 'n wortel, so ek sal hom eers wegvat van daai. Aan die eerste enetjie sal ek hom boontoe vat, so dan word hy 'n 2 x tot die mag minus 1. Right, my xie is in 'n wortel, so hy word 'n x, onthou daar is 'n 1, daar is 'n 2, so dan word dit 1 bo op 2, so dan gee dit vir my x tot die mag 1 op 2. Ok, nou kan ek gaan begin aflei, want my x is nie deel van 'n wortel, 'n hakkie of 'n breuk nie, so nou kan ek gaan sê is gelyk aan, en nou begin ons met my afgeleide. Right, so julle kan onthou hoe die shortcut werk, is jy gaan sê, jy gaan maal die eksponent, om te sê minus 1 maal met 2, geef vir my minus 2, en dan x tot die mag, en dan wat jy gaan doen, is jy gaan sê die eksponent minus 1. So dan kry ek in hierdie geval minus 2x tot die mag minus 2, en dan dieselfde hier, my eksponent maal met die getalletjie voor hom, dit gee vir my 'n half, x tot die mag, en dan sê ek my eksponent minus 1, wat dan vir my gaan gee minus 1 op 2. En dan los jy hom net daarso. Dis nie nodig om jy eksponente gaan positief maak nie, ek happy met hom daar. Alright, volgende enetjie. Nou vra hulle vir my bereken dy dx,
So hierdie is belangrik, dit sê basies vir my, werk met die vergelyking van y in terme van x. So hulle dit uit die x is bereken die afgeleide van y in terme van x. Dit sê vir my x mag nie deel wees van 'n wortel, 'n hakie of 'n breek nie. Op hierdie stadium het ek 'n pragtige hakie, asseblief moet jy net dadelik gaan aflei nie. Julle op skoolvlak weet julle nog nie hoe om dit te doen nie. So wat ek gaan doen is, ek gaan hom eers netjies uitskryf. Jy mag natuurlik die shortcut gebruik as jy wil. Dan wat jy gaan doen is om te gaan sê, jy gaan maal hulle uit, dan kry ek 'n x tot die mag 6, onthou asseblief, dis nie x tot die mag 9 nie, dis 3 plus 3. So dit geef my x tot die mag 6, minus x tot die mag 3, minus x tot die mag 3, wat dan vir my minus 2 x tot die mag 3 gee. Julle kan hierdie hakie stadiger gaan uitmaal, minus maar met 'n minus is 'n plus. Ok, nou kan ek gaan kyk, ok, so my x is nie deel van 'n wortel, hakie of 'n breekie, nou kan ek gaan begin aflei. Nou kan ek gaan skryf, ok, so dy dx is gelyk aan, en nou begin ek met my aflei. Ek sit die 6 daar, en dan sê ek minus 1, so dit gee vir my 6x tot die mag 5. En dan selfde hierso, ek gaan maal hom daar, en dan sê ek minus 1, so dit gee vir my minus 6x tot die mag 2, en die afgeleide van enige konstante is altyd net 0, hy val net heeltemal weg. Ok, en dan het ons hom gaan aflei. Derde enetjie, dis die ander manier wat hulle vir my vra, is hulle gee vir my bereken f aksent van x, indien f van x gelyk is aan daai. Ok, hulle hou nogal van hier is bietjie 'n moeiliker voorbeeld. So, eerstens weet ek f aksent van x, my eerste afgeleide van x, dit beteken my x mag nie deel wees van 'n wortel, 'n hakie of 'n breek nie. Later in die video gaan ons voorbeelde doen waar daar ander lettertjies by is, dan sien julle wat om te doen met dit. Maar vir nou worry ons net vir die x. Ok, so kom ons gaan skryf. Eerste, ek gaan nog nie gaan aflei nie, so jy kan nog nie gaan skryf f aksent van x nie, of my eerste afgeleide. Ek gaan werk eers met my breek. So in hierdie geval gaan ek hom 2 keer neerskryf, net om veilig te wees, want dit is 'n bietjie 'n moeiliker enetjie. Natuurlik kan jy die shortcut gebruik. Ek gaan in hierdie video, gaan ek nou net die breekie mooi uitmaal. Ok. Een ding wat jy moet weet wanneer ons met hierdie gaan werk, as ek byvoorbeeld vir jou sê wortel 2 maal met wortel 2, dan gaan dit vir my 2 gee. En wortel 4 maal met wortel 4 is net 4. Alright, so as ek vir jou sê wortel x maal met wortel x, dan is my antwoord net 'n x. Ok, as ek 'n getalletjie vooraan het, en ek sê byvoorbeeld vir jou 3 wortel 2 maal met 4 wortel 5, dan wat dit eintlik vir my sê, is om te gaan sê, as jy nie seker is, jy gaan kyk vir die video oor wortels, maar al wat dit vir my sê is my getalletjies maal, so 3 maal met 4 gee vir my 'n 12, en dan, oordat hulle dan gaan maal my worteltjies, hulle gaan sit dan onder dieselfde wortel, dan sê ek 2 maal met 5 gee vir my 'n wortel 10. Ok, so as hulle byvoorbeeld vir my sê 3 wortel x maal met die 3 wortel x, dan wat jy gaan doen is jy gaan sê 3 maal met 3 is 9, en wortel x maal wortel x gee net vir my 'n x. Ok, so dis wat ons hierdie sal doen. So kom ons kyk dit gou. Alright, let us go, ons maal uit. Hier is nou presies wat ons nou gedoen het, so 2 wortel x maal 2 wortel x, my 2 maal 2 is 'n 4, wortel x maal wortel x gee net vir my 'n x, en onthou, ons werk nog net met f van x, nog nie aksent nie, ons begin nog nie aflei nie, so jy skryf hom nou nog net eers 'n bietjie mooier. So dan sê ons, dit gee vir my 4x, hierdie gaan maal, as jy vergeet het hoe om te maal, 'n breek maal bo met bo en onder met onder, ek hou daarvan om hulle apart te gaan skryf, maal met 1 op x, om te gaan sê, right, jy doen 'n aparte sommetjie. Dan maal hy bo met bo, so dit gee vir my 'n 2 wortel x, bo op 'n x. Alright, as jy nie seker is nie, dan gaan werk hom maar net eerder stap vir stap uit. So in hierdie geval, dan kry ek nou 'n minus 2 wortel x, bo op 'n x, hierdie kant, selfde, minus 2 wortel x, bo op 'n x, plus 1 op x kwadraat. Die x kwadraat kry ek om te sê 1 op x maal met 'n 1 op x, en dan maal ek bo met bo en onder met onder, so dis 1 op x kwadraat. Ok.
Righty. So, wat jy nou kan doen, jy kan nou gaan begin met vereenvoudiging en my eksie uithaal met uit 'n wortel, hakies en breuke. Wat ek nou eers gaan doen, onthou ek het vir julle gesê, wat jy eintlik kan gaan doen, wanneer ek ietsie het aan die bokant, enigiets aan die bokant, kan ek hom net sowel, ek gaan sit hom altyd aan die regterkant, maar jy kan hom aan die linkerkant ook gaan sit. Maar jy sit hom net, haal hom net af van jou breuk af. So, wat ek gaan doen in hierdie geval, is ek gaan net my 2 aan die linkerkant skryf. So ek gaan sit hierdie 2 net daar en daar. Dis maar net 'n bietjie makliker want dan spaar ek so half 'n bietjie van 'n stap. As jy dit nie gedoen het nie, dis nie 'n probleem nie, ons kom by dieselfde antwoord uit. Ek hou my net daarvan om dit so te doen, want dan kan ek sê om lees as sê minus 2 appels minus nog 2 appels. En dan kry ek minus 4 appels. Okay, so ek hou maar net daarvan om dit so te doen. En dan wat jy kan gaan doen is om te sê right plus 1 op x kwadraat. So hy chill nog net daar uit. Alright, so dit is maar net 1 stapie minder, maar dit gaan maar alles by dieselfde uitkom. So ons werk nog steeds uit met f van x. Ons het nog steeds my x's en wortels, hakies en breuke. Hierdie 4x kan net daar wees. My 4, dan die wortel x kan ek gaan sit as 'n x tot die mag gehalf, dan is hy uit die worteltjie uit met 'n x aan die onderkant. Plus my x kwadraat kan ek boontoe vat, dan word hy x tot die mag minus 2. Okay, nou kan ek nog steeds net gaan werk met f van x, my 4x chill nog steeds net daar uit. Hier kan ek nou gaan vereenvoudig, hou maar by die graad 9 werk om te sê 'n half minus 1, so dit gee vir my 'n minus 4, en dan 'n x tot die mag wat 'n half minus 1 gee vir my minus 'n half, plus x tot die mag minus 2. En nou kan ons actually gaan begin aflei, want nou is ek ontslae van wortels, hakies en breuke van my x. Alright, so nou kan ons gaan skryf f aksent van x. Right, so sy eerste afgeleide is net 'n 4, hierdie enetjie gaan maal, en dan sê ons mos nou minus 1, so dit gee vir my minus 4 maal met minus 'n half, is 'n plus 2, onthou die teken ook te maal, en dan x tot die mag minus, jy gaan 3 op 2 kry as jy daai in jou calculator intik. Hierdie enetjie maal, dan kry ek minus 2, x tot die mag minus 3. En dis hoe ons hom doen, dan is hy klaar. Soos ek sê, nie nodig om hom positief te maak nie, hou hom sommer net daar. Vierde een. Hier is 'n lekker eenvoudige enetjie. Hier is nou ietsie interessant al. Hier begin ons nou al werk met 'n pi. Okay. So 'n pi is letterlik net 'n gewone konstant. Dit is net 'n getalletjie. Dit is net 'n mooi manier om 'n getalletjie neer te skryf. Okay, 'n baie spesifieke getal. So jy hanteer hom soos 'n gewone getal, 5, 7, 9, enige konstante getal. So kom ons kyk gou. Hulle sê vir my bereken die afgeleide van y in terme van x. Dit beteken my x mag nie deel wees van wortels, hakies of breuke nie. So eers wat ek gaan doen is ek gaan my y bietjie netjies skryf om te sê y is gelyk aan 4. My x gaan ek skryf as x tot die mag 1 op 2. Ek haal hom uit my wortel uit. Minus 8 bo op my xie uit 'n wortel 1 op 2 plus pi bo op 4. Ek hou nie van my x aan die bokant nie, so ek gaan hom sommer dadelik net aan die onderkant sit, aan die regterkant sit. Want ek weet as iets aan die bokant is, dan kan jy hom net aan die regterkant gaan sit. Ek hou daarvan om te sê, soos by die vorige enetjie, het ek die getalletjie aan die linkerkant. So my go-to altyd is om seker te maak my getalletjies is aan die linkerkant en my lettertjies is aan die regterkant. Alright. Ek kan nog steeds nie gaan aflei nie, want ek het nog steeds 'n x deel van 'n wortel, hakie of 'n breuk. So ek werk nog steeds net met y. So ek het 'n 4x tot die mag gehalf minus 8, my x tot die mag gehalf gaan boontoe, dan word hy 'n x tot die mag minus 'n half plus pi op 4 en dan 'n x tot die mag 3. Okay. Dis belangrik om hierdie x ook aan die regterkant te sit. Nou kan ek actually gaan aflei want my x is nie meer deel van wortels, hakies of breuke nie. So nou kan die pret begin. Nou kan ek gaan skryf, alright, dy dx en eers nou mag jy dit skryf, so nie merk hulle dit verkeerd. Nou kan ek vir jou gaan sê, right, halfmaal met 4 gee vir my 2, x tot die mag, minus 1 op 2, dan het ek minus 8 maal met minus 'n half, gee vir my 'n plus 4, x tot die mag, dan kry ek minus 3 op 2, en dan wat hier nou gebeur, is hierdie 3 gaan maal met pi op 4. Jy is welkom om dit in jou calculator te gaan intik as jy wil, maar al wat jy gaan kry dan is 3 pi bo op 4,
en dan is dit 'n x tot die mag, want hy maal, en dan 3 minus 1 is 2. Alright, so jy hanteer die pi net as 'n gewone getalletjie, en dan is ons klaar met hom. Ok, hierdie enetjie ook 'n baie vinnige enetjie. Eerstens, my dx chill nog net daar so uit. So al wat ek gaan doen, want my x, dit gaan oor daai x, is 'n deel van wortels, hakkies of breuke. Ok, ons gaan nou by die gedele kom waar daar ander lettertjies by is. So ek het nou net eers my 7 chill daar uit, en dan kan ek gaan sê x tot die mag 2 op 3, want jy sê mos 2 bo op 3, plus 2 maal met 'n x tot die mag minus 5. So hierdie is super maklik. En nou is my x nie meer deel van wortels, hakkies of breuke nie. Nou kan ek gaan begin aflei. So nou kan ek gaan sê is gelyk aan, jy gaan check daai in jou calculator in, dan kry ek 'n 14 op 3. En dan x tot die mag, en dan al wat jy sê is 2 op 3 minus 1. Dan kry jy minus 1 op 3. Hy gaan soontoe, dan kry ek minus 10 x tot die mag minus 6, en dan is hy klaar. So dit was 'n lekker vinnige een. Ok, nou gee hulle vir my 'n bietjie langer enetjie, maar hier is nou belangrik. Kyk gou hierso. Nou gee hulle vir my bereken dy dx en dy dA. Ok, want ons kan sien my vergelyking het x'e en a's in. Ok. Al wat dit vir my gaan sê, né? Wanneer daar ander lettertjies is, dit sê net vir my as ek ietsie het, byvoorbeeld soos y is gelyk aan 4x kwadraat a minus 6x a plus x, kom ons sê plus 3x plus 4a. Ok, so as hulle vir my ietsie gee soos hierdie, en hulle sê vir my, right, bereken dy dA. Dit sê net vir my, jy bereken die afgeleide van y in terme van a. Ok, dit beteken, wanneer jy enige ander lettertjies sien, is dit letterlik net soos 'n gewone getal. Jy hanteer hom as 'n konstante. Ok, as 'n normale konstante, so jy kan vir jouself sê, ok, ek sien my x dan as 'n 5 of hoe ook al. So al wat gebeur, né, hierdie is net 'n gewone getalletjie. Dis so goed daar staan nog 25 as jy hom byvoorbeeld 'n 5 gemaak het. Ok, so as ek sê dy dA, né, dan wat jy gaan doen is jy werk met die a se eksponent. So hy gaan maal, 1 maal met 4, hy bly mos nou net 'n 4. My x kwadraat chill nog steeds daar uit, want ek raak nie aan die x kwadrate as die eksponente nie. Ok, en dan is dit mos nou 1 minus 1 is 0, en enigiets tot die mag 0 is net 'n 1, daarom val hy mos nou weg. Ok, dan wat ek gaan doen, nou werk ek weer eens net met my a se eksponent, kom ons maak my a kwadraat. Dan wat jy gaan doen is, nou gaan maal ek hierdie 2 daarmee, dit gee vir my minus 12, my x chill nog steeds net daar uit, en dan het ek nou net 1a oor. My 3x, imagine my x was 'n 5 gewees, dan is dit so goed hierso staan 'n 15. So as jy die afgeleide gaan bereken in terme van a met 'n konstante, dan weet ek hy val mos net weg. So tegnies is hierdie net 'n plus 0, hy val net heeltemal weg. Ok, en dan 4a gee net vir my 'n 4. So dis hoe ons dit gaan doen. Hier gee hulle vir my iets baie spesifiek nou, né? So ons het nou net gekyk om te sê wat beteken dy dx en dy dA. So die eerste enetjie gaan hulle vir my sê dy dx. So ek gaan my vergelykingkie vat, kom ons sit hom daar. Ons maak hom net so 'n bietjie groter, laat ons kan sien. Ok, so die eerste ene, dy dx. Dit sê vir my x mag nie deel wees van 'n wortel, 'n hakkie of 'n breuk nie. So kom ons gaan kyk. So in hierdie geval kan ek dadelik sien, ek kan my x'e so lank gaan uitkanselleer. So ek gaan skryf nog net mooi. So ek gaan sê net 2x a tot die mag 3 bo op 4. Jy kan so lank daai 4 gaan sit as 1 op 2. Die 2 op 4 kan jy gaan sit as 1 op 2. Why not? Jy hoef dit nie te doen nie. So kom ons sê ons sal dit later doen. Alright. Minus 5 a tot die mag 3x plus 2a minus, en hier is nou 'n baie groot uitvangplek. Alright, julle is geleer, wanneer jy met getalletjies werk, is byvoorbeeld, sê nou maar daar staan 3, en dan 5 op 2, dan het julle moes gaan sê, ok, jy gaan sê 3 maal met 2 is 6, en dan 6 plus 5 is 11. Onthou, julle het dit gedoen, asseblief moenie dieselfde doen as daar 'n x staan nie, dit is nie wat daar staan nie, dit is verskriklik belangrik, moet asseblief nie vir my gaan sê 3x plus 5 nie, dit is nie wat daar staan nie. Ok,
So as hulle lelik is en hulle gee vir jou so ietsie, hoe hierdie gaan werk, hou by my reël wat ek vir jou sê, my x mag nie deel wees van 'n wortel, 'n hakkie of 'n breek nie. So al wat jy gaan doen, hierdie 7 staan maal eintlik daarmee, so daar staan eintlik 7 maal met 2 op x. Alright, so ek kan gaan om te gaan sê ek vat hierdie x boontoe, so my 7 maal met 2 x tot die mag minus 1. Right, so dis een manier om te doen. So dit is wat ek sou gedoen het. Dis maar net die maklikste manier. Okay. So en dan kan ek gaan sê 7 maal met 2, dit gee vir my 'n 14. Ek kan my 14 daar gaan sit. Alright. Nou, kom ons kyk gou. Ons het nou nog steeds my x is deel van wortels, hakkies en breuke, maar hier sien ek al ietsie interessant. Jy kan dit eers aan die einde gaan doen, is ook fyn, maar om dit vinniger te maak, kan ek gaan sien, wel, kom ons skryf hom gou mooier. Ek het 'n y, en dan het ek 'n half, sien julle as ek hom skryf as x a tot die mag 3, minus 5 a tot die mag 3x, sien julle hierdie? Is presies dieselfde. Ek het 'n x a tot die mag 3 en ek het 'n a tot die mag 3 en 'n x. Dit beteken hierso staan eintlik 'n halwe appel minus 5 appels. So ek kan hom sommer al dadelik gaan vereenvoudig om te sê dit gee vir my 'n half minus 5 is minus 9 op 2. 9 op 2 of dan nou minus 4,5. So ek gaan hom sit as minus 9 op 2 x a tot die mag 3, want dit is appels, of jy kan hom gaan sit as a tot die mag 3x, dit beteken alles dieselfde, plus 2a, minus 14 maal met x tot die mag minus 1. Okay. As hulle vir jou dit doen en jy wil eers aan die einde gaan appels en pere bymekaar tel, dis geen probleem nie, dan gaan ons net hierdie selfde stappie volg 2 keer. Alright, so dit maak glad nie 'n verskil nie. So nou wat jy gaan doen, nou sien ek, okay, my x is nie meer deel van wortels, hakkies of breuke nie. So nou kan ek actually hom gaan begin aflei. Nou kan ek gaan skryf, okay, dy dx is gelyk aan. En onthou, my a represent nou net 'n konstante. Dis net 'n gewone getalletjie. So ek werk net met die eksponensie teken, hy maal met hierdie hele konstante, en dis net 1 maal met daai gee vir my net 'n gewone minus 9 op 2, a tot die mag 3, my x val weg. 2a is net 'n gewone konstante, so hy val pretty much net weg, en dan sê ek plus, want hy maal, so plus 14 maal met x tot die mag minus 2. En daar is my antwoord vir dy dx. Okay, kom ons kyk gou wat hulle doen as hulle vir my sê bereken dy dA. So ons gaan definitief by 'n ander antwoord uitkom. Hulle sê hierso vir my, bereken nou dy dA. Okay, so weer, hier is my getalletjie, ek het hom klaar. Okay, so dit beteken my a mag nou nie deel wees van wortels, hakkies of breuke nie. So ek gaan sit hierso y, 2x² op 4x. Jy's welkom om hierdie so lank te vereenvoudig. Ek gaan net so lank my a tot die mag 3 aan die kant skryf, dat hy net nie deel word van wortels, hakkies en breuke nie. Minus 5 a tot die mag 3x plus 2a minus 7 en 2 op x. Okay. Nou wat ons gaan doen, my a is nou nie meer deel van wortels, hakkies en breuke nie, so nou kan ek actually gaan aflei. Nou kan ek gaan skryf dy, en hierdie is belangrik, nou werk ek met dA, want ek lei nou af in terme van a. So dan gaan sê ek dy dA, alright, so 2 op 4 kan ek nou 'n bietjie netjieser gaan skryf as 1 op 2. Maar net 'n bietjie netjieser, en dan hierdie x² en x kan ek ook gaan vereenvoudig, ek gaan hom maar net so sit. Alright, so nou wat jy gaan doen is, nou gaan sê ek, okay, hierdie 3 maal met 'n half, gee vir my 3 op 2, want onthou jy sê mos 3 maal met 'n half. So dit gee vir my 3 op 2, x, my x kan in die bokant van die lyn ook staan, minus 1, en dan sit a tot die mag 2. Okay. In hierdie geval werk ons nog net met my a, so dis my a se eksponent wat gaan maal, so ek gaan sê minus 15, en dan a tot die mag 2, en my x is net 'n konstante, ek het niks met hom gedoen nie, so hy chill net daar uit. Plus 2a, afgeleide word plus 2, en hierdie het geen a's nie, so dit is so goed daar so staan 'n 5 of 'n 10 of wat ook al, dit beteken is dit 'n gewone konstante, so hy val net heeltemal weg, tegnies staan daar minus 0.
En nou het ek hom gaan aflei in terme van A. Okay. Volgende enetjie, nommer 7. Hierdie is nou daai, ek sien 'n klomp getalletjies op een noemer, so ek gaan breek hom net eers op. Dit sê vir my 2p tot die mag 5, boop 'n 2p tot die mag 4, minus 3 wortel p tot die mag 5, boop 2p tot die mag 4, plus 4p boop 2p tot die mag 4. Okay, en nou gaan kyk ons hierso. Nou sien ek, wel, ek het nou klomp goed wat ek nog kan vereenvoudig. Ek het p's wat deel is van wortels, hakkies en breuke, so nee, let's go. Ek kan nog nie gaan aflei nie, maar ek kan so lank vereenvoudig. My 2 en my 2 kanseleer uit. P tot die mag, want ek kan sien my grondtal is dieselfde, so ek sê net 5 minus 4 gee vir my net 1p. My 3 op 2 kan ek net gaan uitchill, minus 3 op 2. My p kan ek gaan hier uit 'n wortel uithaal, om te gaan sê, dis p tot die mag 5 op 2. Onthou, dis 'n 5 bo op daai magic 2. So 5 op 2, ek het 'n p tot die mag 4 aan die onderkant. Hierdie kant het ek 4 op 2 gee vir my 'n 2 en dan het ek 'n p tot die mag 3 aan die onderkant van my lyn. Of jy kan gaan sê p tot die mag 1 minus 4 is p tot die mag minus 3. Ek sal teen dit gedoen het, dan is hy sommer klaar uit my breek uit. Okay. Volgende wat ek gaan doen is ek gaan kyk hierso, right, my dx chill nog steeds net daar uit, want ek het nog steeds p is deel van wortels, hakkies en breuke. So my dx chill nog steeds net daar uit, ek het 'n p minus 3 op 2. Nou gaan tik jy net in jou calculator in 5 op 2 minus 4. Dit gee vir my 'n p tot die mag minus 3 op 2 plus 2p tot die mag minus 3. Right. Nou kan ek sien my p is ontslae van wortels, hakkies en breuke, of hy is die deel daarvan nie, so nou kan ek actually begin aflei. Nou kan ek gaan sê is gelyk aan, jy kan altyd gaan sê dx is gelyk aan, of dan net is gelyk aan. Nou kan ek gaan sê, die afgeleide van p is net 1, asseblief moenie vir my sê dis 'n 0 nie, dis 'n actual 1, onthou dit gaan oor daai konstante voor hom. So, jy gaan sit om, dit is 'n amptelike 1, dan gaan sit ek hier in my calculator in, dan kry ek 'n plus 9 op 4, p tot die mag, dan sê ek minus 3 op 2, minus 1 gee vir my p tot die mag minus 5 op 2, en dan hierdie kant gaan sê ek minus 6, p tot die mag minus 4, en daar het ek hom gaan aflei. Okay. Volgende enetjie. Wanneer jy so enetjie kry, en jy het meer as een noemer, omdat jy kan nie nou net gaan sê, wel, okay, dis x kwadraat op x plus 9, en 4x op x plus 9, en 45 op x plus 9, dit gaan nie lekker werk nie, alright. So dan wat jy gaan doen, is jy hou by my reël, wat vir my sê, jy faktoriseer, so dat jy kan uitkanseleer. Kyk nou wat gebeur nou, as jy die bokant faktoriseer, ek sien 'n pragtige 3-term. 45 se faktore is 'n 9 en 'n 5, dit beteken verskil, grootste enetjie kry 'n plus. En ek sê dit alles bo op 'n x plus 9. En dan al wat gebeur is daai kanseleer uit. So vir nou sê dit net vir my, y is gelyk aan x minus 5. En dan as ek nou gaan sê, okay, wel, nou kan ek gaan aflei, nou sê ek dy dx is gelyk aan, omdat die afgeleide van x is 'n actual 1, en daai is net 'n 0, so my afgeleide is net 1. Okay. Net so vir interessantheid, as ek byvoorbeeld vir my gesê het, lei af in terme van a, dA. So ek werk met die vergelyking van y in terme van a. Hier is geen a's nie, so hulle tel almal net as konstantes, so my antwoord hier sal actually net 0 dan wees, as hulle gevra het dA. Okay, nommer 9. Hier so is bietjie 'n mooier enetjie, hulle sê vir my dx, dis wat ek moet bereken. Dit beteken, bereken die afgeleide van y in terme van x. As ek meer as 1 y het, al wat jy gaan doen, is jy gaan swap hom around, totdat jy, want ek soek net 1 y. Ek wil hê my vergelyking moet sê, y is gelyk aan tadadadada. Dan het ons 'n reël wat sê, as ek 2 van 1 ding het, en ek soek net 1 van hom, gaan haal hom uit as 'n algemene faktor. So ek gaan haal my y uit, wat oorbly is 'n 2 minus x kwadraat. Boop 'n 4 minus 'n x tot die mag 4. Okay,
Ons werk nog steeds net met y, ek gaan nog glad nie aflei nie, om dan vir y alleen te kry, nou kan ek gaan sien, okay, ek kan gaan deel. Daar's 'n soortgelyke enetjie metode wat mens volg met een van jou van die hiperbole, as jy die funksie opsomming gaan kyk daarso. So nou kan ek gaan sê, 4 minus x tot die mag 4, bo op 2 minus x kwadraat. Asseblief moenie vir my gaan uitkanselleer nie, jy mag dit nie doen nie. Jy gaan werk nog nou met my reël wat sê, jy faktoriseer, sodat jy kan uitkanselleer. Okay, so kom ons kyk. So my uitjel net daar uit, my 4 minus x tot die mag 4 kan ek gaan anders skryf, as verskil van vierkante, dit gee vir my 2 minus x kwadraat en 2 plus x kwadraat. En dit alles bo op 'n 2 minus x kwadraat. En kyk hoe mooi werk hy uit, dan gaan hy pragtig kan uitkanselleer. En dan wat oorbly is om te sê y is gelyk aan 2 plus x kwadraat. So nou kan ek gaan aflei om te gaan sê, alright, dy dx is gelyk aan, die afgeleide van 2 is 0, hierdie enetjie maal, so dit gee vir my 2x. En dis hoe ons dit doen. Okay. Right, hier is nou enetjie, weer met lettertjies. Hulle sê hier vir my, bereken dt. Dit sê vir my t mag nie deel wees van wortels, hakkies of breuke nie. As ek 'n g het, ja sure, ek gee nie regtig om nie. Okay, so my dt chill nog net eers daar uit, want ek het 'n t wat deel is van 'n wortel, 'n hakkie of 'n breuk. So hierso staan 1 op 2, my g kan daar wees, ek gee nie om waar jy jou g skryf nie, ek hou daarvan om my lettertjies aan die kant te skryf. Dan het ek 'n t tot die mag 2, want onthou as hy regs, as hy bo staan, kan jy hom net gaan reg sit. Minus 'n 5 maal met 'n t tot die mag minus 1 plus 3g. Okay, en nou kan ek actually gaan begin aflei om te sê, want my t is nie deel van wortels, hakkies of breuke nie. Nou kan ek gaan sê, is gelyk aan, nou werk ek met my t's, ek worry nie oor die g's nie. My t se eksponent, ek sê 2 maal met 'n half is 1, en dan is my g chill net daar uit, en dan is dit net 1 t wat oorbly, want ons minus mos die t se eksponent. Hierdie kant gaan maal ek, dan sê ek plus 5 t tot die mag minus 2, en dan daai is net 'n konstante. Enige konstante, hy val net weg. So dit is my antwoord net daar. Dit staan eintlik mos nou plus 0. Okay. Volgende enetjie het 'n sterretjie. Ek wil net seker maak hulle ontvang julle nie met dit nie. Eerstens werk ek nog met my y, want hy's deel van wortels, hakkies en breuke. Hierdie wortel x gaan ek anders skryf as 'n x tot die mag 1 op 2. Ek haal hom uit my worteltjie uit. Ek het hierdie kant gaan haal ek hom uit my wortel uit as 'n x tot die mag 1 op 3 minus 5x. Okay. Asseblief raak eers ontslaaf van jou hakkies. Julle weet nog nie hoe om dit te doen want met hakkies en goed by nie. So hierdie ouetjie gaan maal net in by hulle albei. Hou by jou graad 9 eksponentreëls. Dan sê dit vir my dis 'n x en dan tik jy jou calculator in 'n half plus 1 op 3, dan gaan ek 'n aaklige 5 op 6 kry. Onthou hulle plus my eksponente, want my grondtalle is dieselfde. Dan kry ek 'n 5 op 6 minus my 5 en dan sê ek x tot die mag 'n half plus 1 is 3 op 2. Okay. En nou is my x nie deel van wortels, hakkies en breuke nie. Nou kan ek gaan aflei. Nou is dit lekker maklik. Nou gaan sê ek net, okay, ek gaan maal hom daar. Dan sê ek y is gelyk aan 5 op 6. En onthou, dan minus ek my eksponent. Dan kry ek x tot die mag minus 1 op 6. Okay. Hierdie kant gaan maal ek. Ek gaan sê 3 op 2 maal met 5. Dit gee vir my minus 15 op 2. X tot die mag, hy minus mos, en dan kry ek 'n half, en dis hoe ons omdoen. Okay, en dan die laaste enetjie gaan sê vir my, alright, nou moet ons eers hier gaan werk. Ek sien meer as een term in my noemer, daarom beteken dit ek gaan 10 en eers faktoriseer, sodat ek kan uitkanselleer. So kom ons gaan kyk hierso. So, ek werk nog eers net met f van x, ek kan nog nie gaan sê my eerste afgeleide nie. Aan die bokant sien ek 'n pragtige algemene faktor, wat onthou, want met jou reëls, met faktorisering, kyk altyd eers vir 'n algemene faktor. Hierdie geval, my algemene faktor is 'n mooi x. So wat oorbly is x kwadraat minus 5x plus 4. En ek gaan sit dit alles bo op 'n x minus 4.
Okay, nou wat ek kan gaan verder doen is, ek kan nog nie gaan uitkanselleer nie, so ek werk nog steeds net met f van x. Ek sien 'n mooi 3 term wat ek daai kant het, so my x tel daar uit, hierdie kant het ek 'n 3 termpie, my 3 term, ek het 'n x en 'n x, 'n 4 en 'n 1, my tekens is dieselfde, albei kry 'n minus, en dan gaan sit ons hom hierso op 'n x minus 4. Okay, en nou kan ek actually gaan uitkanselleer, dan gaan kanselleer ek daai uit, en nou is my x nog steeds deel van wortels, hakkies of breuke, so ek werk nog steeds net met 'n gewone f van x, dan gaan ek my x so lank inmaal, dat ek het ontslaa raak van my wortels, en van my hakkies, ek kry dan x kwadraat minus x. Nou is my x nie meer deel van 'n wortelhakkie of 'n breuk nie, en nou kan ek actually gaan begin aflei, nou kan ek gaan sê, f aksent van x gee vir my 2x, onthou hy maal en minus, so 2x minus 1, en dis hoe ons hom doen. Alright.